Baie welkom aan elkeen van julle hier vanoggend. Dis lekker om saam met julle te kan wees. Vir die van julle wat my nie ken nie, my naam is Rudo. Ek is een van die pastore hier by Every Nation Linwood en 'n voorreg om saam met julle te kan wees en die woord met julle te kan deel. Soos wat julle gehoor het, laasweek het ons lekker gaan kamp laasweek. Lekker nat. Dit was snaaks. Ons het 'n bietjie laat ingeklim in die kamp en toe ons nou daar kom, toe hoor ons eers dis 'n off-grid kamp. So daar's nie krag en ligte nie, maar kyk, ons life group is warriors en ons het dit gedoen en daar bevind ons onsself op 'n Vrydag aand in 'n tent in die nat weer, in die reën, iewerster in Brits op 'n boer se plaas en ons love it. Wat 'n voorreg. Jou braai reën nat en jou vleis is half gaar, nee ek speel, dit was darm nie so nie. Dit was baie lekker geweest, maar niks soos 'n lekker kamp om konflik uit te bring nie, né? Ek het besef die eerste keer toe ek en my vrou vassit oor om 'n tent op te slaan, dat sy is beter daarin as ek. En dat sy gaan van daar af die instruksies gee. So ek doen nie dit meer nie. Ek doen wat sy vir my sê om te doen en dit is great. Wat sy is, jy weet mos, stay in your lane. So ek het geleer om met kamp opslaan, stay in your lane. En dit pas so mooi in met die reeks waarmee ons besig is, die Vredemaker. En die laaste 2 weke het ons gepraat oor, ons is besig met hierdie reeks, die Vredemaker, en dit gaan oor om nie die vrede te bewaar nie, of om net die vrede te hou nie, maar om vredemakers te wees in die verhoudings waarin ons is. Ons het oor die laaste 2 weke gekyk na hoe om God te eer te midde van konflik. Wanneer daar konflik is, of wanneer daar spanning in verhoudings is daar altyd 'n manier hoe ons God kan eer. En ons het daarna gekyk, as jy gemis het, is jy welkom om die preke op te vang op die webtuiste. En laasweek het Gideon vir ons gehelp om te sien dat te midde van konflik, wanneer ons in konflik is dit altyd goed om eers na jouself te kyk en eers die balk uit jou eie oog te haal. En hoe moeilik is dit wanneer jy 'n tent opslaan en dit reën en jy weet nie lekker wat om te doen nie, en jy begin op mekaar te skree, dan moet jy nou daai balk uit jou eie oog uithaal. Nie maklik nie, né? Daar is altyd tye wanneer daar konflik is en ons moet die balk uit ons eie oog eers haal, sodat ons dan in 'n gesonde manier kan konfronteer. En so vandag gaan ons kyk na die Bybelse verwysing van konfrontasie. So konfrontasie is nodig. Maar voordat ons by die plek van konfrontasie kom, is dit eers nodig dat ons seker maak ons eer God. Reg? Want ons altyd 'n manier om hom te eer. En ons het seker gemaak, ons het na onsself gekyk en eers die balk uit ons eie oog uitgehaal en gekyk na die tekortkominge in my eie lewe voordat ek gaan konfronteer. Maar dan is daar 'n plek waar konfrontasie nodig is. En dit het baie te doen, vriende, met die manier hoe ons konfronteer. Want dit is moeilik vir ons, né? Die manier, die stemtoon, die hartpraat, die wie dit is, die manier hoe ons konfronteer. Ons natuurlike neigings is dikwels om aan te val, of om te veroordeel, nie oordeel nie. Ons het laasweek mooi gehoor, wat is die verskil tussen oordeel en veroordeel? Maar dit is maklik vir ons om te veroordeel. Nee, ek judge jou nie, ek condemn jou somme. Dis veroordeel. Of net terug te trek, dit net te los. Maar Christus roep ons om te herstel in konfrontasie. En julle is welkom om julle Bybel saam met my oop te maak, as julle hom het. Ons gaan vanoggend saam lees in Galasiërs 6 vers 1. En wat Paulus is besig om te doen in hierdie brief van die Galasiërs, hy is besig om sekere argumente te hê tussen Jode en nie Jode nie. Wat hierdie
hierdie wandel in Christus nou probeer uitfigure, want van hulle is Jode en van hulle is nie Jode nie, en so, daar is spanning in hierdie verhouding, daar is konfrontasie in hierdie verhouding, en so Paulus spring nie in met alle dankseggings en al hierdie great goeders nie, hy spring dadelik in argumente, en hy probeer om hulle te help, hoe om hierdie verhouding te hanteer te midde van konflik en spanning. En dan sluit Paulus sy argument in die boek van Galasiërs af met sekere morele standaarde en morele vermaanings, morele waarnemings wat hy sien en hy spreek dit aan en waarskuwings. So van hoofstuk 5 af kan jy dit begin sien tot aan die einde van hoofstuk 6. En hierdie derde deel van vredemakers wat ons vandag oor praat, die konfrontasie daarvan is gebou op Galasiërs 6 vers 1. En so hierdie gedeelte sê die volgende, Galasiërs 6 vers 1 sê, broers, as iemand deur een of ander sonde oorval word, moet julle wat met die Gees vervul is, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. Maar let op jouself, dat ook jy nie versoek word nie. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, broers en susters, wanneer iemand in die een of ander sonde verval, moet julle wat deur die Gees gelei word, daardie persoon nederig reghelp. Wees baie versigtig, dat jy nie ook versoek word nie. So van toepassing, né? Dis die woord van God vanoggend. En so kom ons bid saam. Almagtige God, wie se naam ons vanoggend wil eer en ophef. Die God wat deur die generasies dieselfde bly en wat ons kan aanbid. En steeds vanoggend kan verklaar dat U is groot en daar's niemand soos U nie. Dankie dat ons steeds hierdie woord kan lees vanoggend, soveel jare later en daaruit kan leer en anders lewe, Here. En ek vra dat hierdie woord wat so moeilik vir ons is in ons kultuur en in ons samelewing, dat ons iets sal vat, Here, vir onsself vanoggend. Dat ons dit sal toepas, Here, en anders lewe. Ek bid vir versoening, Here, in verhoudings en in spannings, Here. Ek vra deur die Gees dat U sal kom en iets nuuts kom doen tussen ons en ons gemeenskap. Dat ons sal sien, Here, hoe U deur die Gees mense nader aan mekaar bring. Dat daar 'n liefde sal wees tussen mense. Omdat dit ons sien, Here, wat U vir ons sê en ons doen wat U sê in U woord. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Die titel van vandag se boodskap is Herstel met sagmoedigheid. Hierdie woord sagmoedigheid staan baie uit. Hierdie gedeelte in Galasiërs 6 vers 1 sê, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. Kan ons iemand in die gees van sagmoedigheid reghelp? En hierdie titel, Herstel met sagmoedigheid, regtig praat van om mekaar te kan help, om die deel van konflik te sien wat jy nie sien nie. Soms is daar konflik en jy is besig om God te eer en jy het na jouself gekyk, maar nou is daar konfrontasie nodig sodat jy vir die ander persoon kan help om te sien wat sy aandeel is in die konflik of in die spanning. En dis waarvan hierdie gedeelte praat. Paulus se woord hierso wat hy praat van om reg te help, daai woordjie reghelp in vers 1, in die Grieks beteken om te herstel wat gebreek is. Om iets te herstel wat gebreek is. Ek seker daarvan jy het al iets gehad wat jou kind dalk gebreek het. En jy is ongelukkig. En het jy al daai ding gesê waar jy sê, hy gaan nooit weer dieselfde wees nie. Ek het al. Of miskien het jy net al ervaar hoe iets wat jy het, wat vir jou so kosbaar is, dit breek. En wat hierdie gedeelte van praat, daai woordjie reghelp, spreek van om te herstel, om dit reg te maak wat gebreek is.
soos 'n visserman wat 'n geskeurde net regmaak, of soos 'n dokter wat 'n gebreekte been regmaak met skroewe en plate. Om 'n vredemaker te wees beteken nie om konflik te vermy nie, vriende. Maar om in 'n gebroke plekke in te beweeg om genesing te bring. Kan ons in gebroke plekke inbeweeg sodat ons genesing kan bring? Sodat ons kan reghelp. Dit is wat hierdie gedeelte van praat. Galasiërs 6 vers 1 gee Paulus riglyne hoe om deur sagmoedigheid te herstel. En hierdie riglyne spreek ons oë, ons mond en ons hart aan. En dis waarby ek wil uitkom vanoggend. Dit spreek ons oë, ons mond en ons hart aan wanneer ons konfronteer. Wanneer ons in die plek kom en sien, dit is belangrik om te konfronteer, maar die manier hoe jy dit sien, die manier hoe jy spreek en die manier hoe jy jou hart daarin sit, is so belangrik wanneer dit kom by spanning in verhoudings. Want dit praat van sagmoedigheid. En hier's wat ons kultuur sê. Ons kultuur sê as jy lag is jy sag. Het jy hom al gehoor? Kom ons vat 'n selfie, as jy lag is jy sag. Nee? En ek weet dis 'n grapie, dis 'n great grapie, ek het dit al vertel. Maar om sag te wees, spreek van 'n lig in die broek houding. Nee? Dit spreek van 'n amper 'n lig in die broek houding en dis nie ons nie. Nee. Nie ons kultuur nie. Ons is nie lig in die broek nie. Nee, ons is hard. Ons is hard en ons hanteer meeste goed dan ook hard. Ons hanteer ons huwelik hard. Ons hanteer ons kinders hard. Ons hanteer mense by die werk hard. Ons hanteer ons verhoudings hard. Ons hanteer situasies hard. En wanneer ons alles hard hanteer, dan sal ons konflik ook hard hanteer. En dit is wat Paulus hiervan praat. Hy verwys na om te kan herstel met sagmoedigheid. Daar is 'n plek waar ons moet kan kom en sê, ek moet kan sag wees. Alles kan nie net hard, want ons kultuur sê, ons is hard nie. En so kom ons kyk na hierdie 3 riglyne wat Paulus van praat in vers 1. En die eerste gedeelte wil ek hom beskryf, ek wil hom beskryf in die manier van wees bewus met sagte oë. Maak dit sin? Om bewus te raak van wat gebeur om jou, maar nie net om jou van ander mense nie, jou eie verhoudings, maar met sagte oë. Is sagte oë moontlik vir jou? Of het jy op 'n plek gekom waar jy kyk net als mis? Hoor wat sê hierdie gedeelte, as iemand in die een of ander sonde val. Nou ek sê nie ons moet heeltyd kyk na ander se sonde en net na hulle kyk nie. Dit is hoekom hierdie konflikreeks, hierdie vredemakerreeks is 'n proses. Ons moet God eer in konflik. Ons moet na onsself kyk, maar dan moet ons ook op 'n plek kan kom waar ons na ander kan kyk en sê, hierdie persoon is besig om te val in sy sonde. Is my oë oop daarvoor? En ek hou van hoe die Nuwe Lewende Vertaling dit beskryf. Hy sê, wanneer iemand. Nie of iemand nie. Hy sê, wanneer dit gaan gebeur. Want dit gaan gebeur teen jou, teen iemand vir wie jy lief is, of selfs die een wat jy voor lief is, gaan daar konflik of spanning kom. En die vraag is, sien jy dit raak, of draai jy 'n blinde oog? Is hierdie woorde wat ons al so deel van ons kultuur gemaak het, nee, ek draai 'n blinde oog. Sien jy dit raak, of kyk jy maar net in die ander rigting, en ignoreer dit, en sê, nee, dis nie my probleem nie. Ons word geroep om bewus te wees van mekaar se sonde, vriende, en dit raak te sien. Nie as vyande om mekaar te ontbloot die hele tyd en tereg te wys nie, maar om as broers en susters te kan herstel deur genade, sodat ons nader aan Jesus kan lewe
en in die Jesus manier kan lewe. In Johannes 8 vers 1 tot 11 was daar 'n vrou wat betrap is in oorspel. Onthou julle daai storie? En die skare, die mense, die fariseërs en die sadiseërs het haar sonde gesien. En wat wou hulle doen? Hulle wou haar doodmaak. Hulle wou haar doodmaak. Maar Jesus sien ook die sonde. Dit is nie asof Jesus dit nie gesien het en nie geweet het nie. Hy het dit ook gesien. Maar hy het ook 'n siel gesien wat herstel nodig het. Hy het 'n vrou gesien wat iemand nodig het wat in haar glo. Wat al sien jy die sonde, sien ek ook iets wat jy nodig het. En ons kan dit aanspreek. En so hy het nie haar sonde geïgnoreer nie, maar hy het haar ook nie in skaamte geverneder nie. Hy het haar uit insagmoedigheid, hoor gou mooi, insagmoedigheid, het hy vir haar gesê, ek veroordeel jou nie. Ek veroordeel jou ook nie. Gaan en sondig nie meer nie. Ek veroordeel jou ook nie. Maar nou gaan jy en jy sondig nie meer nie. Hoor julle, dit is nie net ek laat toe wat jy, ek condone, ek weet nie mooi wat die Afrikaanse woord daarvoor is nie, maar ek spreek nie dit goed nie, gaan en sondig nie meer nie, maar hy praat uit sagmoedigheid uit. Jesus het haar sonde gesien, maar haar herstel deur sagmoedig te wees. Daar's baie oorsake van konflik tussen ons vriende. Of pleinweg net sonde. Die vraag is, sien jy dit raak? Skinder, ons praat van skinder. Lelik praat van mekaar agter mekaar se rugte. Sien jy dit raak? Hoor jy dit? En dan los ons dit. Of spreek ons dit aan? Manipulasie in die corporate werksplekke of selfs in familieverhoudings is daar, okay, as julle nou nie Desember by ons wil kom kuier nie, dan gaan julle nie Wildtuin saam met ons toe volgende jaar nie. Sorry. Manipulasie in familieverhoudings. Dit gebeur, ons lag want dit is waar. Daar is manipulasie wat gebeur in verhoudings die hele tyd. Ons manipuleer mekaar en dan is dit soos, jog, dis nie lekker nie, maar ek is nou nie lus om hierdie aan te spreek nie, en dan ignoreer dit eerder net. Dit is wat hierdie gedeelte van praat. Leuns vertel. Ons is so bewus van mense wat leuns vertel, maar spreek ons dit ooit aan? Ag nee, dis net 'n ou wit leentjie. En daai wit leentjie word 'n groter leentjie, en daai leentjie word 'n groter leuen. En dit word nooit aangespreek nie. Steel, omkopery, belastingontduiking. Nou maak dit seer. Nou raak dit my sak, né? En die government is in elk geval nie goed met hulle geld nie. So kom moet ek my geld vir hulle gee. Sien ons dit raak, vriende? Sien ons dit raak of draai ons 'n blinde oog vir hierdie goed? Egbreek en oorspel. Weet jy daarvan? Maar jy sê niks. Want as ek niks sê nie, dan is daar niks nie. Dit is so Afrikaanse sêgoed wat deel geword het van ons kultuur, dat ons maak dit deel van ons lewens en ons regverdig dit. As ek niks sê nie, dan is daar niks nie. En soos laat eintlik toe dat mense lewe in hulle sonde, sonder om dit aan te spreek. En ek die lys kan aangaan, daar's so baie oorsake van konflik, kommunikasieprobleme, die manier hoe ons met mekaar praat. Wanneer ons in ons huise is en ons probeer tente opslaan en die manier hoe ons net vinnig ontlont en daar bars die bom en jy slaan spontaan in die brand. Dis een van die sêgoed in ons huis. Sien jy dit raak? Is jy bewus wanneer iemand in die een of ander sonde verval? Dis wat hierdie gedeelte. Sien jy dit raak? Is jy bewus? En met watse oë kyk jy daarna? Kyk jy deur oë van haat, deur oë van jaloesie, deur oë van harde oë? Maak dit sin, harde oë. En Jesus praat hier, hierdie gedeelte praat van om sagte oë te hê en deur sagte oë na mekaar te kyk.
kan ons leer om deur genade na hierdie probleme te kyk. So die vraag is, wat sien jou oë? Wat sien jou oë? Wat sien jy raak? Die tweede gedeelte wat ek wil uitlig in hierdie gedeelte, in hierdie vers 1 van Galasiërs hoofstuk 6, wil ek beskryf in hierdie manier, dit spreek waarheid met 'n sagte stem. Spreek waarheid met 'n sagte stem. Dis moeilik vir ons. Né? Dis moeilik vir ons in ons kultuur om te spreek, want jy moet jouself nou, gee my gou-gou wat is die woord vir compose? In Afrikaans, is daar 'n mooi woord vir hom, Tannie Pietro? Compose. Jy moet jouself compose, jy moet jouself nou inhou, nee, Gerard. Jy moet jouself nou, jy moet nou mooi na jouself kyk, jy moet met sagmoedigheid praat. En dis wat hy hiervan praat, hy sê, julle wat met die Gees vervul is, moet so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. So kom ons sê, jy sien dit raak. Dis tyd om dit aan te spreek. Reg? Wat hierdie gedeelte sê is, julle wat met die Gees vervul is, moet so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En dit is interessant, want Paulus is hier besig om hierdie Jode en hierdie nie-Jode wat nie lekker met mekaar ooreenkom in hulle wandel met Jesus te probeer help. En net 'n paar verse voor dit spreek hy in hoofstuk 5 vers 22 en sê hy, maar die vrug wat die Gees voortbring, die vrug wat in jou lewe moet wees, wanneer julle saam lewe, dit is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en hoor hierso, selfbeheersing. Dis dalk 'n mooi woord vir compose. Jy moet jouself kan beheer. Jy moet sagmoedig kan wees. Jy moet jou stem kan beheer. En luister mooi. Vredemakers praat van herstel, gaan nie daaroor om 'n argument te wen nie. Kan ons net gou dit vir mekaar sê? Maar om 'n hart te wen, vriende. Kan ons om in die Jesus manier te lewe, beteken ons gaan nie probeer om elke liewe argument te wen en om net te argumenteer want dit is wat besig was om aan te gaan in hierdie brief. Dis hoekom Paulus hierdie brief aan hulle gerig het. Dit gaan meer oor om mekaar se harte te wen. En ook sagmoedigheid beteken nie swakheid nie. Want ons is ons hart. Ons kultuur sê ons is hard. En ons kan nie sagmoedig wees nie, maar sagmoedigheid beteken nie om swak te wees nie. Dit beteken dit is krag onder beheer, gelei deur die Gees. Dit is krag, die krag wat jy het om te kan regstel, maar dit is onder beheer wat gelei word deur die Gees van God binne in jou. Hoe mooi is dit? Toe Nathan vir Dawid aangespreek het in 2 Samuel 12 vers 1 tot 13 en ek weet Gideon het daarna verwys laasweek, maar dit was meer die reaksie van Dawid gewees. Ek wil ons net vir 'n oomblik kyk na Nathan. Want Nathan kon Dawid se sonde miskyk. Hy kon God verkeerd gehoor het en hy kon gesê het, "Joh Here, hierdie is nou 'n groot ding om te doen, want as ek na Dawid toe gaan, hy het alle mag en krag om my op die plek dood te maak." As ek hierdie vir hom moet sê, hy kan my op die plek doodmaak, hy is die koning van konings. Dit is die plek waar Dawid met Batseba geslaap het. Nee? En daar was vir 'n jaar, niemand het vir 'n jaar uitgevind nie. Ek dink dit was Nathan wat vir 'n jaar lank met die Here gestoei het om dit met hom te deel. Ek dink dit was 'n tawwe gesprek, 'n jaar gevat. Hy sê, "Oké Here, as ek nou maar dood gaan ek dood, maar ek gaan nou maar met hom praat." En het Nathan aangekom toe by Dawid en hom geskel en hom uitgetrap en allerlei dinge gedoen en vir hom gesê, "Jy moes nie dit gedoen het nie." Nee. God het vir hom 'n storie gegee. En hoor wat sê dit? Dit sê in vers 1, hy het by Dawid gekom en vir hom vertel. Hy het nie hom uitgeskel nie, hy het nie hom betrap nie, hy het nie geraas en geblaas nie, hy het hierdie storie vertel. En nadat hy die storie vertel het, hy vir hom gesê, "Dis jy, Dawid. Dit is jy." In alle sagmoedigheid,
in liefde het hy waarheid met hom gespreek. En Dawid se belydenis was, ek het teen die Here gesondig. Wys hoe sagte konfrontasie die deur vir genade kan oopmaak. Ek het so 2 weke terug, het ek met julle die storie gedeel van familie wat na ons toe gekom het en ons kom konfronteer het na 'n braai op 'n Saterdag aand op pad na die kar toe. Terwyl ons loop, toe sê die familie vir ons, Sammy groet nie in 'n respekvolle manier nie. Ek het die storie gedeel en ek het gesê ek gaan hom klaarmaak hierdie week. Want dis 2 dele van die storie. Maar net om konteks te skep. Dis soos wat ons klaar gekuier het en ons is op pad, dis nou huis toe gaan tyd, dis nou laat. Kom by die kar en hierdie persoon, hierdie familie voel dit is nou die regte tyd om in 'n aggressiewe en arrogante manier te konfronteer. En basies te sê dat my kind het nie respek nie. Hy groet nie mooi nie. Daar's nie konsekwente tot dit nie. En dat hy eintlik pak moet kry. Hoekom kry hy nie pak nie? En ek het nie geweet hoe om te reageer nie. En jy reageer maar soos as jou hart aan die brand is, hy's hard, en jy raak lelik, en jy sê goed wat kon bly, ja, maar jy het nie eers kinders nie, man. Wie is jy? Hoe weet jy om 'n kind groot te maak? Jy weet nie eers van al die goed wat Sammy deurgaan nie. En wat eintlik suppose is om 'n gemaklike konfrontasie te wees, is opgeblaas in 'n familiespanning en konflik. En hierdie familielid het later die dag vir my 'n boodskap gestuur of die volgende dag en ek het tyd gevat om te dink. Hoe hanteer 'n mens hierdie plek wanneer jy na jouself, nou moet ek God eer, ek moet na myself kyk en sê, waar is dit? Want daar's soveel goed wat hier in die kop gaan. Daar's soveel goed waardeur Sammy gaan. Sammy het 'n kondisie. Julle weet, hy kan nie eens praat nie. Hoe moet hy groet? Hoe voel jy offended deur 'n kind wat nie eens kan praat nie? Hoor julle wat ek sê? En so nou moet ek na myself kyk en sê, Here, waar het ek 'n fout gemaak in my eie lewe? Wat het ek gedoen dat ek so vinnig ontsteld geraak het? Die Here moes my kom wys dat my hart is hard. My oë is hard en my tong is vinnig. En is nodig om af te sleg, om stadiger te gaan en my tong te kan beheer. En so ons het toe 'n tyd vasgemaak dat ons saam kon kom. En hier is die ding wat vir my uitgestaan het. Ek het probeer verstaan wat die konfrontasie is. En ek dink dit is belangrik vir ons om te hoor is, kan jy verstaan wanneer iemand jou konfronteer of wanneer jy konfronteer wat die konfrontasie is? En tweedens, sou dit beter wees as jy eers verstaan en dan vra. Verstaan julle wat ek sê? Kan jy vra, hoekom groet hy nie, sodat jy kan verstaan, dis wat ek wil sê, ekskuus. Kan jy vra, hoekom groet hy nie, sodat jy 'n beter verstaan het? En dit is die ding van konflik, dit is die ding van spanning. Is dat ons ontplof net sonder verstaan. Maar kan ons op 'n plek kom waar ons na mekaar toe kan kom en sê, ek wil regtig verstaan, hoekom gebeur dit so? Goed? En dit het baie te doen in die manier hoe ons praat. In 2023 is 22.230 egskeidings toegestaan in Suid-Afrika. 4 uit elke 10 hiervan het voor hulle 10 jaar herdenking geëindig. Ek sê nie hierdie om disrespekvol te wees nie, want ek weet daar's baie van julle wat deur 'n egskeiding moes werk. Ek sê hierdie want ek probeer uitlig hoe belangrik dit is om te leer om te konfronteer op 'n goddelike manier. Vroeg in jou huwelik. Vroeg met jou kinders.
dit elke verhouding waarin jy is, dis nie of dit gaan gebeur nie, dis wanneer dit gaan gebeur. En daar is goed wat ons kan voorkom. Kan jy jou stem sag maak? Kan jy sagte oë hê? Want verhoudings maak saak, vriende. Huwelike maak saak. Gesonde huwelike is die steunpilare van ons gemeenskap. Ons kan nie bekostig dat die duiwel aanhou wen in hierdie area nie. Ek weet nie of julle weet nie, maar daar het weer 'n pastoor hierdie week geval as gevolg van oorspel. Waar is die Nathan in sy lewe? Waar is die persoon wat na hom toe kom en in sagmoedigheid kan sê, wat gaan hier aan? Efesiërs 4 vers 15 sê, speak the truth in love in die Engels. Spreek waarheid in liefde. Is daar iemand in jou lewe wat waarheid kan spreek? Of is jy iemand wat waarheid spreek in iemand anders se lewe? Of draai jy net 'n blinde oog? Sê eerder niks, dan is daar niks nie. Kan jy konfrontasie sien deur genade? Kan jy waarheid spreek deur liefde? En laastens, ek sluit af, waak met 'n sagte hart. Hierdie gedeelte eindig, hierdie vers 1 eindig af, waak met 'n sagte hart, let op jouself dat jy nie ook versoek word nie. Let daarop dat jy nie ook versoek word nie, of in die Nuwe Lewende Vertaling sê, wees baie versigtig dat jy nie ook versoek word nie. Want om 'n vredemaker te wees, stel ons bloot aan dieselfde trots, woede of seer wat deur konflik veroorsaak word. Daai konfrontasie wat na my toe gekom het iets kom trigger binne in my. Woede, ongeluk, hardheid van hart. En wat Paulus hier sê is, bewaak jou hart, dat jy nie ook versoek word om dieselfde op te tree nie. Waak jou hart, hê 'n sagte hart. Paulus herinner ons, julle wat met die Gees vervul is, ware herstel moet deur die Gees gelei word, nie deur 'n harde hart nie, vriende. En dit is hoekom Esegiel 36 vers 26 sê dit so mooi. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalinge gehoorsaam en nakom. So voordat ons ander kan help om te herstel, kan ons seker maak dat ons harte bly sag. Dis sagte harte. Paulus gee vir ons hierdie 3 riglyne om deur sagmoedigheid herstel te kan bring. In konflik en in spanning, deur sagte oë, 'n sagte stem en 'n sagte hart.